What am I doing? 60, 70, 80 hours of labor every week, Monday to Friday, sometimes Saturdays and Sundays. Sitting in traffic for 1 hour, 2 hours, 3 hours, day in and day out. Is it all worth it? Working with people in hospitals, having all-nighters, working with sick people, and some of them don't even appreciate my work. To meet months end, pay all my bills. Sitting on construction sites, mines, building, grafting, working for who? For what? Is the purpose of all of this just to try and make money? Surely there should be more to all of this. Work. The area in our lives we place in the mundane and necessary. It determines our decisions and our schedules, and it washes our world into grey. But once we start viewing our labor as not just a means to an end, but worship, it begins to echo throughout eternity. Rejecting the clock as an obligation and seeing it as an opportunity to embrace purpose, not in your job title, but in the unique partnership with God. Our labor is transformed into a sacred offering. As the burden begins to lift, the blessing in the everyday tasks begins to surface. 40 days of discovering my calling, labor to legacy. En as ek jou vanaand begin met die volgende vraag konfronteer. Hoe sien ek en jy ons werksomgewing? Sien ons dit as deel van my roeping of sien ons dit as iets wat ek net moet doen sodat ek kan lewe? Daar's 'n baie bekende liedjie, Working 9 to 5, What a Way to Make a Living. Dis 'n baie ou liedjie en baie keer simboliseer die woorde van daai liedjie ons mentaliteit oor ons werk. Ons dink werk is 'n manier hoe ek inkomste kan verdien en hoe ek kan lewe hier op aarde. Maar wat daarvan as die omgewing waar ek is en die omgewing waar ek werk eintlik die plek is, my gemeente is, waar my lewe moet preek en die woorde wat ek spreek, sy koninkryk kom vestig in die lewens van die mense wat aan my toevertrou is. Is 'n bietjie 'n ander manier van kyk na my werk. En Kolossense 3 vers 23 kom en sê, wat ook al julle doen, wanneer jy by die rugby is, wanneer jy by die sokker is, wanneer jy by die kroeg is, wanneer jy by die huis is, wat ook al jy doen, doen dit met julle hele hart asof vir die Here en nie vir mense nie. Hy sê, doen julle werk met jou hele hart. Nou, hoeveel van ons is so dankbaar oor die vakansiedag môre? Waai vir my jou hand. Hoekom? Want jy hoef nie werk toe te gaan nie. Is ek reg? Wie van julle was hartseer dat jy nie môre kan werk toe gaan en 'n impak gaan maak by mense se lewe nie? Ja, julle heiliges daar agter sit, ek ken julle goed. Ons staan op en ons bevraagteken baie keer die nut van die lewe. Wat is die doel van my lewe? Maandag staan ek op, ek ry werk toe, ek drink my koffie in 'n mug want ek kan hom saamvat, ek skeer met 'n Gillette Mark 4 want dit beloof my dat ek meer tyd gaan hê. My wasgoed word gewas in 'n Speed Queen want my tyd is so min en ek gaan na 'n plek toe waar ek nie eintlik wil wees nie. Dinsdag kom, Woensdag, dankie tog is amper Vrydag. Vrydag kom, dis naweek, ek kyk 'n bietjie rugby, Sondag kan ek kerk toe en dan Maandag staan ek weer op en dan vra ek, Here, is dit al wat die lewe oorgaan? Gelukkig nie julle nie, ander mense. Ons bevraagteken ons lewe. Maar wat daarvan, as die manier hoe ons leef, nie bedoel was om ons uit te put nie, nie ons te vernietig of ons moeg te laat word nie, en dat ek en jy verstaan, om te kan werk is eintlik 'n seën, want my werk is deel van my roeping, en my roeping word geleef by my werk. Ek kan die twee elemente nie van mekaar afskei nie. My roeping gebeur nie op naweke of na my werk nie. My werksplek is die omgewing waar die Here my sit om 'n verskil en 'n impak te gaan maak. Jy wat met bloed kan werk,
is bevoorreg, want ek kan nie. Maar jy gaan mense kan bereik, wat ek glad nie kan bereik nie. Julle wat met syfers kan werk, en so kan die ding aangaan en aangaan en aangaan. Wie van julle was al by 'n dokter, voor hy jou gediagnoseer het, dat hy saam met jou gebid het? Sou dit nie wonderlik wees nie? Dat jou GP eers vir jou hande oplê vir genesing, voor hy vir jou 'n voorskrif gee. Dat voor jy in jou boekhouer planne maak om SARS te verneek, dat hy vir insig en wysheid bid oor hoe om hierdie finansies te bestuur. Want dit word 'n voertuig van hoe die Here deur jou en my lewe wil werk. Van die begin af, ouens, wil ek sê, ons is geskape met 'n doel. En daai doel is nie net om in verhouding met hom te staan nie. Ja, dis die eerste en die belangrikste doel. Maar die tweede doel is, ons is gemerk deur sy heerlikheid, sodat sy liefde deur ons sigbaar kan word en mense om ons lewens kan aanraak. Die grootste sukses wat ek en jy ooit kan bereik, is as my lewe ander mense help om Jesus te beleef. Baie mense vandag lewe 'n lewe van bakboord na stuurboord. Dit voel of die lewe net te veel is, dis hulle is moeg. Mense sê, en jy ken sulke mense, ek probeer net oorleef. As ek net deur vandag kan kom, as my geld net kan hou tot aan die einde van die week, as hierdie jaar net van verby kan gaan. Baie mense sê, dit voel of ek vassit. Ek's vasgedruk van alle kante af. Ek's in 'n werk waar ek nie noodwendig wil wees nie. Ek kan niks bydra tot die gemeenskap nie. Mense loop verby my, hulle sien my nie eens raak nie. Dalk as ek op 'n verhoog is, sal ek 'n bietjie meer impak maak. Dis die leuen van die duiwel wat vir jou en my probeer sê, ons lewe maak nie saak nie. Maar die Here spreek 'n ander woord oor jou en my lewe. Hy kom en hy sê, ek het jou geroep by jou naam. Ek ken jou. Ek weet wie jy is. Jy's nie per toeval nie en ek het jou geskape met 'n spesifieke doel om my heerlikheid sigbaar te maak. Ek wil hê jy moet 'n getuie wees, maar ek wil hê jy moet verstaan, my roeping op jou lewe is 'n gawe. Dis nie iets wat ek en jy net tersyde stel nie, of net dink dis maar net by the way nie. Jy sien, want wanneer ek en jy sy roeping ontdek, kry ons lewe regtig betekenis. Begin ons waardig lewe. Begin diensbaarheid vreugde kry en kry opoffering doel. Nou dis baie maklik om altyd te sê opoffering. Wat beteken opoffering? Wanneer ek en jy sy roeping op ons lewe begin besef, begin dit wat vir ons belangrik is 'n bietjie eenkant toe stel. En ek vanmôre die voorbeeld gebruik van mense wat jy nooi vir 'n bring en braai. Deesdae is dit so duur om te braai, jy kan nie vir almal vleis gee nie, nê? So hulle moet hulle eie vleis bring. Nou gaan jy en jy gaan koop vir jou die lekkerste skaapchops. En jy koop vir jou lekker sirloin steak, daai vet, hy het 'n mooi, dis amper meer vet as vleis, dis mos hoe hy moet wees. En jou vriende kom aan met 'n pakkie, so klein pakkie, tenderhaai steak. En dan braai jy en alles is lekker gemarineer en die bak is reg en ons gaan eet. En by die tyd wat jy by jou bak uitkom, is net die tenderhaai steak oor. Julle sulke vriende wat by julle kom braai, nie hier nie, net in Brakpan, van ander plekke, Springs. Maar nie hier nie, nee, julle mense los julle vleis uit. En dan sit jy aan daai tafel en jy verwens elke sny in daai stukkie tenderhaai steak. En jy sien hoe die goedheid van die Here, die vet van die skaap loop op jou vriende se gesig. Opoffering beteken dat dit wat daar gebeur glad nie saak maak nie. Dit beteken dat sy belang belangriker is as joune. Dit beteken dat ek my voorkeur eenkant plaas en sy voorkeur dien. Maar hoeveel keer gebeur dit? Dat wanneer ons by 'n geleentheid is waar daar baie mense is, kom ons sê byvoorbeeld by 'n troue en hulle sê, die kos is reg, julle kan skep. Sê ons vir mekaar, kom ons gaan staan eerst in die ry voor ons nie kos kry nie. Hallo? Dis net ek het dit al gedoen. Hoekom? Ons is so bang ons kry nie iets nie.
Maar hierdie gesindheid sê, almal van julle kry. En as daar so 'n korreltjie pap is, en 'n halwe lepeltjie Sheba, is ek tevrede omdat ek jou gedien het. Nou wil ek jou vra, hoe sal dit lyk as ek en jy met daai gesindheid ons werksomgewing gaan bedien? Nie oor wat dit vir my kan gee nie, maar wat ek vir dit kan gee. Maar Jonathan, ek sit my penny in, ek werk, ja, maar hier is die ding, weet, ons kyk baie keer en ons dink bediening en ons dink roeping is in 'n voltydse kapasiteit. Ek het vir jou 'n verrassing. Jy is geroep tot voltydse bediening. Hoor julle dit? Ja, jou omgewing is net anders as myne. Jy is die pastoor by jou werk. Jy is die evangelis, jy is die profeet, jy is die herder. Draai gou na die ou langs aan toe en sê, hallo pastoor. Lekker. Ja. So, hier is die ding, en julle het my dit al hoor sê. As ek werk toe gaan vir 'n salaris, gaan ek vir die verkeerde rede. Maar as ek gaan, en ek staan op in die oggend en ek sê, Here, hoe kan U my vandag gebruik om mense se lewens te verander? Kom ons by die uiteinde, dat ek werk toe gaan, en die Here seën my met 'n salaris. Want hier's die realiteit, ouens, hoeveel van ons sal nog steeds elke dag gaan werk, al kry jy nie 'n salaris nie? Nee, ek sê baie keer vir die span om die tafel, as Doxa jy jou vir 6 maande nie kan betaal nie, hoeveel van julle is nog om die tafel? Want as jy nog om die tafel is, verstaan jy roeping. En roeping, passie beteken, ek is bereid om vir iets te ly. Te ly. Om onder 'n onregverdige baas te werk, wat almal om my bevoordeel en bevorder, en ek is die een wat die hardste werk, maar ek is bereid om te dien, want God het 'n groter plan met my in daai omgewing. Nie omdat ek nou nie die verhoging kry of in die posisie is waar ek dink is nie, vinnig skuif en aanbeweeg na 'n volgende plek toe. Ja, soms is ons in kort seisoene by 'n plek, maar as ons verstaan dat God my in my omgewing gesit het om 'n doel te verrig, dan kan ek nie aanbeweeg tot daai doel verrig is nie. Jou en my lewe dra seën. Ons is al reeds gemerk deur sy heerlikheid. Ons moet nou net kies om in daardie heerlikheid te leef. Maar dit vat dissipline van jou en my, om met 'n ander gesindheid ons daaglikse take te verrig. Ek het 'n vriend, jy het ook dalk so 'n vriend, dat wanneer hy by die kantoor inloop, jy weet jy moet hom uitlos tot hy 'n liter en 'n half koffie in het. Die donder weer, die emosie drup van hom af. As jy lank genoeg in sy teenwoordigheid is, gaan jy ook wel selfmoord pleeg. Ken julle sulke mense? Los hulle net uit, hulle moet net hulle self bietjie vind. Dis nie die gesindheid van die Here nie. Dis nie hoe ek en jy ons werk ingaan nie. Ons is die mense wat hulle moet vra, wat's fout met jou man? Hoe sing jy oor die goedheid van die Here op 'n maandagooggend? Het jy gehoor HR het gesê ons kry nie 'n verhoging hierdie jaar nie. Daar's dalk nie bonusse aan die einde van die jaar nie. En God is goed. Ja. Dis hoe ek en jy ons werksomgewing moet sien. God het werk as 'n seën geskep, ouens, nie as 'n vloek nie. Ons dink baie keer die sondeval en dit wat gebeur het met Adam en Eva, het die Here skielik werk ingesit. Maar Genesis 2 vers 15 sê, lees saam met my, die Here God het die mens geneem en hom in die tuin van Eden geplaas om dit wat te doen? Terug te lê en te sê, waiter, mojito. Waiter, slop chips and rations. Nee, wat staan daar? Te bewerk. Werk was deel van die plan van die begin af. Van die begin af. So as ek en jy vanaand hier sit en ons sê, Here, hoekom moet ek werk? Hoekom kan 'n goudbaar nie net uit my boom uitval nie? Dis nie hoe God se orde werk nie. Hoekom nie? Want God wil hê ek en jy moet 'n verskil gaan maak in werksomgewings. Glo ons dat die Here, terwyl ons vanaand hier sit, goud uit die hemel kan laat reën?
genoeg diamante laat val, dat ons nooit hoef te werk nie. Glo ons dit? Tuurlik. Hy kan enigiets doen, maar hy wil dit nie doen nie. Want hy wil jou en my gebruik om 'n verskil te maak op aarde. Hy wil ons werksomgewings maak in plekke waar sy koninkryk gevestig word. So, die vloek, die sonde het nie werk geskep nie. Sonde het dit wel moeiliker gemaak, want hy het gesê, van vandag af sal jy met sweet op jou aangesig woeker. Dit lei tot frustrasie, dit lei tot stryd, dit lei tot baie dinge, maar hier is die bottom line. Ek en jy kan kies hoe ons dit beleef en met watter gesindheid ons dit doen. Ek en jy, toe ons lewe herbelyn met die waarheid oor wie Christus is en wat hy gedoen het, het hy ons weer herposisioneer en ons weer gevestig in ons oorspronklike ontwerp en ons oorspronklike doel. En ek weet, dis nie goed wat ons oor dalk baie dink nie, maar as ek jou vra, en jy hoef my nie te antwoord nie, wat is jou doel op aarde? En ek dink baie keer as ons daaraan dink, dan karakteriseer ons onsself ons doel, baie keer in wat ons doen. Ek het die voorreg gehad, ek dink ek het dit dalk al genoem, of die van julle nie gehoor het nie. Ek het eendag by 'n funksie Bakkies Botha ontmoet, en ek so 'n bietjie met hom gepraat, en ek het by die intrapslag het ek vir hom gesê, hallo, my naam is Jonathan Forrester, en hy het my gesê, hallo, ek is Bakkies Botha, ek is 'n rugby speler. Toe sê ek vir hom, nee, jy is nie 'n rugby speler nie, dis wat jy doen. Hoor gou, jy's nie 'n dokter nie, dis die gawe wat jy het om 'n dokter te wees. Dis nie wie jy is nie, wie is jy? Jy is 'n seun en dogter van die koning, geroep om hom sigbaar te maak, dis wie jy is, om sy karakter en sy heerlikheid in jou en deur jou te laat leef, dis wie jy is, want dis hoekom soveel mense hulle self definieer in goed, en dan wanneer hy kruisligment in sy knie skeer, en hy nooit weer rugby kan speel nie, hy homself verloor, want sy identiteit was gebou op iets wat hy nie is nie. En vir jou en my, om effektief te wees, het ons nodig om te verstaan wie ons is. Ons is gemaak in sy gelykenis, om hom effektief op aarde te verteenwoordig. Want dit bring ons na 'n plek toe waar ons betekenis het. Die grootste seën ouens vanaand is nie 6 Ferraris op jou plaaserf nie. Dit sal lekker wees, een vir elke dag, maar die grootste seën is om te weet my lewe beteken iets. My lewe het 'n uitdrukking. Dis om wakker te word met die wete, vandag gaan die Here my gebruik. My werk, dit wat ek doen, maak saak. Jy weet, ons kyk baie keer so na die spasies waar ons is en ons dink, as ek 'n beter werk het, kan ek dalk beter dinge vir die Here doen. Maar wie is ek en jy om te bepaal dat dit wat ek doen nie 'n impak maak nie? Het julle geweet dat in Antarktika, in hierdie plekke waar hierdie berge met die groot sneeu is, dat ek weet nou nie wat se Afrikaanse woord nie, maar avalanche, wat is dit, 'n sneeustorting, ja, begin met 'n korreltjie sneeu. Hy begin nie met 'n magtige sneeubal en dan val half van die berg nie. Hy begin met 'n klein dingetjie. Maar begin hy momentum optel en momentum optel en momentum optel. Ek hoor vandag van 'n storie. Ek kyk vanmiddag 'n ding. Hierdie ou is 'n evangelis en hy is in 'n Afrika dorp in 'n baie afgeleë plek. En hy preek daar en hy gaan terug toe. Hy moet op 'n stadium teruggaan na Skotland toe, maar voor hy terug kan gaan, laat weet 'n hoof van 'n dorpie daar, 'n rural village. Hy gaan kom en hy gaan hulle almal kom doodmaak. En hulle verwag toe nou, want hulle kan nêrens heen gaan nie. Hulle verwag toe hulle gaan doodgemaak word en dit gebeur toe nooit nie. Intussen kom daardie leier tot bekering. En hy vra toe vir hom, maar ons het gewag dat jy ons moet kom doodmaak. Hoekom het jy ons nie
kom doodmaak nie. En hy sê ons was daar, ons was op pad. Maar terwyl ons gekom het, het ons gesien om julle geboue het daar 39 reëse gestaan. Met wapens en skilde en ons het geweet, ons gaan niks aan hulle kan doen nie. En hierdie ou dog toe, dis vreemd, hulle het seker te veel maar gou gedrink daar om die vuur. En hy gaan terug Skotland toe en hy vertel die kerk van hierdie storie wat gebeur het. En die sekretaresse van die kerk kom na hom toe en sy sê vir hom, luister, wanneer het hierdie gebeur? En hy gee vir hulle die datum en sy gaan haal die bywoningsstatistiek van die gemeente. En daai Sondag, wanneer dit gebeur het, was daar 39 mense in die kerk wat vir hulle gebid het. Aan die ander kant van die wêreld. God vra nie vir jou en my om dit wat ons doen te meet nie. Hy vra net gehoorsaamheid. Om by die werk te kom, te glimlag en mense innemend te groet. Ek vra 'n simpel vraagie, maar wanneer ons mense groet, hoeveel van ons stop om regtig te groet en hulle in die oë te kyk? Of is dit vlugtig en verby? Is ek die een wat vir koffie vra by die werk, of is ek die een wat vir koffie maak vir mense? Wat ek vanaand probeer sê is, my werk, jou werk maak saak. Jou gawes maak saak. En jou gehoorsaamheid maak saak. Selfs in die kleinste goedjies, dit word groot en heilig wanneer dit vir God gedoen word. Hoor wat sê Efesiërs 2 vers 20 en ek sal amper klaar ons. Want ons is God se handewerk, geskep in Christus Jesus om goeie werke te doen, wat die Here vooraf vir jou en my voorberei het. Jou werke is klaar geskryf in sy storieboek, ons moet dit net doen. Maar ons moet dit doen. Al voel ons nie lus om dit te doen nie. Wanneer ek in onsekerheid verdwaal, of net deur die bewegings gaan, kan ek en jy ons vertroue altyd sit in die Heilige Gees. Die Heilige Gees wat ons lei en die een wat ons help. Vanaand is die bottom line. Die bottom line is die bottom line en die bottom line is, jou roeping is groter as die gemure van hierdie kerk. Jou roeping is groter as om op Sondag deel te wees van 'n kerk en net diens te doen in die kerk. Dis om Sondag se geloof te neem en Maandag en Dinsdag en Woensdag en Donderdag en Vrydag en Saterdag en weer Sondag dit wat ek bely te gaan uitleef. Jy is geroep. Die besigheidsman is geroep. En kan ek jou vra, dink 'n bietjie hoe gaan vergaderings op 'n Maandag wees by die besigheid as daar integriteit is? Dink gou 'n bietjie saam met my as onderwysers kinders bedien en nie net skolasties opvoed nie. Dink gou 'n bietjie hoe dit kan wees in ons sportklubs waar daar 'n gesindheid is om die Here met dit wat ons doen groot te maak. Dink saam met my, hoe kan ons omgewing lyk? En dan kom Efesiërs 3 vers 20 en hy sê, aan hom wat deur sy krag wat in ons werk, magtig is om oneindig meer te doen, as wat ons dink of bid. Ek hoop jy droom oor hoe God jou wil gebruik. En dat dit wat jy oor droom, kleiner is as wat God wil doen. Terwyl hy daai storie vertel, preek hy die aand en hy moet ook geld by die gemeente vra om weer terug te gaan. Maar hy berei voor en die Here druk op sy hart dat hy mense moet uitdaag om Skotland te verlaat en in Afrika te gaan werk. En hy sê hy stap by die diens in die aand en hy's bitter teleurgesteld. Daar's min mense en baie van die mense is ook bejaard en hy weet, hulle gaan nie nou noodwendig alles los en in Afrika gaan werk nie. Maar hoe meer hy deur die diens gaan, hoe meer druk die Here dit op sy hart en hy maak toe die uitnodiging en hy sê, as hier iemand is en God praat met jou, wil jy nie ja sê en in Afrika gaan werk nie?
en niemand reageer nie, en die tannie speel op die orgel, en dis een van daai ou orgels, hy het nog 'n blaasbalk gehad aan die onderkant, jy moet lig in hom druk, en daar's 'n klein seentjie onder die orgel waar die tannie met haar voete, en hy druk hierdie lig, en niemand reageer nie, en hy spring op, en hy's 12 jaar oud, en hy sê, ek sal gaan. Daai seentjie was Dr. David Livingstone. En hy kom praat met die ou, en die ou sê vir hom, dis dalk 'n slim plan, dat jy jouself gaan voorberei as 'n mediese dokter, want dan kan jy as 'n mediese dokter inkom, hulle gaan jou wil hê en jy gaan so. En hy gaan toe, en hy gaan berei homself voor, en hy word 'n mediese dokter, sodat hy wat? Die evangelie kan gaan verkondig. En jy kan net gaan lees oor die impak wat Dr. Livingstone gehad het op die Afrika kontinent. 'n seentjie wat ja gesê het, wat nie die impak verstaan het nie. God het jou al reeds in 'n omgewing gesit. En ek wil jou vanaand begin uitdaag. Ek ken jou omstandighede nie, ek ken nie jou omgewing nie. Maar kan jy en ek begin lief word vir ons omgewing? Kan ons anders kyk na ons omgewing? Kan ons dalk die oplossing bring en die omgewing verander voor ek myself uit die omgewing uitlaat? En kan ek my omgewing sien as die gemeente wat God wil hê ek moet verander? En ek wil jou nooi om vir 'n oomblik saam met my jou oë te sluit. En ek wil jou vra om te dink oor jou omgewing. En as jy na jou omgewing kyk, weet jy vanaand presies wat jou omgewing nodig het. En God het al reeds alles in daai omgewing gesit deur jou om 'n verskil te maak. Wil jy nie vanaand sê, Here, dalk het ek nodig om te sê ek is jammer dat ek so sleg gepraat het oor my omgewing, of dat ek nie ingeskakel is nie, want ek wil net hier uit. Dalk het ek en jy nodig om vanaand te sê, Here, vergewe my en gee my 'n hart vir my omgewing. Gee my 'n hart vir my werk, sodat ek anders sal leef, sodat ek die seën van my werk kan beleef, omdat hy in my werk en deur my werk, en dat my omgewing 'n plek sal word, waar die koninkryk gevestig word, en die koninkryk sal heers. Maar dan wil ek ook hê jy moet sê vanaand, en Here, ek sal die een wees. Ek sal die een wees, wat die verskil sal maak. En Here, vanaand, wanneer ons dit vanaand bely, dan beteken dit nie, ek moet nou môre daarin storm, en ek moet mure klap en tafels rondgooi nie, nee, maar dat my gesindheid en die wysheid van die Here my sal begelei, en my sal guns gee, omdat ek verstaan dat U aan my hierdie omgewing toevertrou het, en dat ek met wysheid en insig die verskil en die impak sal bring en sal maak. Here, ek bid vir elke omgewing, elke werk wat vanaand hier verteenwoordig word. Mag U, Here, in mense se harte begin werk in daardie omgewings. Mag U Gees hulle begin voorberei vir dit wat gaan gebeur, en dat ons sal hoor van die goedheid en die getrouheid om daai omgewings te verander na 'n plek waar God eerste geplaas word en die koninkryk gesien en waar die koninkryk heers. Ons is daardie vervoermiddel. Mag ons nooit ons verantwoordelikheid abdikeer nie, en mag ons altyd U stem in ons lewe hoor. Ek het jou gekies. Ek het jou geroep. Ek het jou gestuur. En ek eer U daarvoor in Jesus se mooi naam. Amen.